Heidi. Dit is 'n helder, oop oggend toe 'n jong vrou met 'n meisietjie aan haar hand aan hand die steil paadjie na 'n klein dorpie tussen die Switse berge uitklim. Die kind het 2 rokke oor mekaar aan en 'n tikrooi sjalie om haar skouers en aan haar voete 'n swaar stapskoene. Na omtrent 'n uur se loop kom hulle by die dorpie aan, die voet van die hoë almspits. Die jong vrou is hier gebore en daar is baie ou vriende wat groet terwyl hulle in die nou straatjies afstap. "Waarheen vat jy dan die meisietjie, Diti?" vra die een vrou. "Sy is mos jou oorlede suster se kind, nie waar nie?" "Ja," antwoord Diti. "En ek vat haar na haar oom Alm toe. Ek pas Heidi al van haar ouers se dood af op. Maar nou moet ek weggaan, want ek het 'n werk gekry en dis hoog tyd dat oom Alm ook 'n bietjie na sy eie seun se kind omsien. Ek stap saam met jou tot by Pieter, die bokwagtertjie se huis," roep Barbel. "Sy ma doen altyd vir my so bietjie naaldwerk." Soos hulle stap, gesels die 2 vroue oor Heidi se oupa, wat almal sommer oom Alm noem, omdat hy so alleen daar hoog teen die almspits woon. Hy is 'n onvriendelike ou man, oor die 70 jaar oud en het geen vriende nie. Soms gaan daar maande verby sonder dat hy met enige iemand praat. In sy jong dae was oom Alm skatryk, met 'n mooi plaas onder in die vallei, maar hy het alles deurgebring toe hy sy enigste seun, Heidi se vader, ook in 'n ongeluk aan die dood moes afstaan. Oom Alm het alleen in die berge gaan bly en met die jare word hy al moeiliker. "Ek sal darm nie graag Heidi wil wees nie," sê Barbel. Daardie ou man het met sy bosserige wenkbraue en sy wilde snor is genoeg om enige mens skrik op die lyf te jaag. Maar Heidi weet niks nie. Terwyl die 2 vroue so loop en klets, kom Pieter, die bokwagtertjie, daar verby en Heidi hardloop agterna. Pieter is met sy trop op pad na die berge toe, waar daar genoeg gras en kruieplante vir hulle is om te vreet. Teen skemer maak hy die bokke weer bymekaar en bring hulle terug na die dorpie toe. Heidi kyk skuins na die seun se kaal voete en ligte klere. Hy happel lig soos sy bokke teen die skuinste uit, terwyl haar swaar drag haar terughou. 1, 2, 3 gaan sit sy plat op die grond en raak eers van haar skoene en kouse en die dik rooi sjalie ontslaan. Toe glip sy haar uit haar sondagrok wat haar tante sommer bo haar dagrok aangetrek het. Nou is sy ook vry en sy trap so 'n paar danspassies met haar kaal voete op die sagte gras. Pieter hou hom met 'n glimlag dop, maar toe Diti dit sien is sy boos. Toe sy hulle uiteindelik inhaal, nadat sy van haar vriendin afskeid geneem het. "My goeiste liewe kind, hoekom het jy jou klere en skoene uitgetrek?" vra sy. "Omdat ek hulle nie nodig gehad het nie," antwoord Heidi. Omtrent 'n uur later kom hulle by die Alm. Die houtheid van die ou man staan op 'n oorhang met 3 groot denne daarachter. En koud en kaal in die verte verrys die sneeupieke van die berge. Maar al huil die winterwinde ook met geweld hier om die hoeke, kry die huitjie in die somer ook die sonskyn. Dis asof 'n mens hier bo kan die wêreld leef, met al sy mense en gelag en gepraat in die valleie daaronder. Op 'n bankie, voor sy huitjie, sit die ou man aan sy pyp en suig, en met sy oë volg hy die jong vrou en die meisie op hulle pad teen die berg uit. Heidi is eerste bo en sy hardloop reguit na die ou man toe. Sy sit haar klein handjies in sy groot vuis en sê, "Dag oupa." Die ou man weet nie eers wat om te maak nie, maar toe gee hy die kind tog 'n handdruk. "Middag oom," sê Diti kort af. Oom ken natuurlik nie meer vir Heidi nie, want sy was maar nog skaars 'n jaar oud toe oom haar laas gesien het. "Van toe af het ek vir haar gesorg. Maar nou kan ek nie verder nie. Die kind moet hier by oom bly." "By my?" brom oom Alm.
En sê nou sy huil en kerm oor jou, wat maak ek dan? Heidi is 'n goeie kind, antwoord Dietie. Sy sal nie lastig wees nie, en as sy iets moet oorkom, dan is dit oom se skuld. Met 'n haastige groet maak Dietie dat sy daar wegkom, en sy vlug teen die helling af voordat die ou man nog verder kon beswaar maak. Ek wil sien hoe dit binnekant lyk, oupa, sê Heidi, as die ou man net swyend na sy pyp bly trek. Bring dan jou klere, sê die ou man, en hy wys na die bonneltjie wat Pieter daar neergesit het. Ek sal die klere nie meer nodig hê nie, verklaar Heidi. En hoekom nie, vra die ou man. Bokke dra nie 'n klomp klere nie, antwoord Heidi. Ek wil soos hulle loop. Die ou man praat nie verder daaroor nie, maar stap voor haar uit by die een groot vertrek van die hut in. Daar is 'n tafel en 'n stoel in die middel van die vloer, 'n groot ketel oor die oop vuurherd en teen die muur 'n slaapbank van die ou man. Waar sal ek slaap, oupa? Vra Heidi. Net waar jy lus het, antwoord hy. Heidi kyk en sy sien 'n klein leertjie na die hooisolder toe. Vinnig klouter sy op. Dis tog te lekker hier, met die sagte, geurende hooi onder haar en 'n klein venstertjie om buitentoe te kyk. O, oupa, roep sy, ek gaan net hier slaap. Saam maak Heidi en Alm vir haar 'n bed op, met 'n skoon sak onder en 'n groot stuk materiaal as 'n kombers. En nou moet ons gaan eet, sê Alm. Terwyl die ou man kaas oor die oop vuur rooster, haal hy die messe en borde uit, 'n groot muurkas, en sy kry ook 'n brood wat sy op die tafel sit. Jy is 'n kind wat jou verstand gebruik, verklaar Alm tevrede. Jy doen dinge sonder dat 'n mens alles vir jou moet sê. Toe gaan hulle saam aan tafel sit en hulle eet 'n eenvoudige maal van brood en kaas en soet bokmelk. Daardie aand kom Pieter met sy trop bokke van die berg af. 2 van die bokke is Alm se. Die witte is Swaantjie en die bruine is Beertjie, sê Alm vir Heidi. Alm melk die wit bok en hy gooi die kind se kommetjie vol. Drink en dan gaan slaap jy, sê die ou man. Ek moet eers die bokke op stal sit. Nag oupa, nag Swaantjie, nag Beertjie, roep Heidi, en toe is sy weg. In 'n kits het sy by haar bed opgeklouter en op die sak onder die stuk materiaal slaap sy so rustig en sag soos 'n prinses tussen satijn en sy. Toe Heidi wakker skrik, stroom die sonlig deur die klein venstertjie bokant haar bed. Nou onthou sy waar sy is, en sy spring op, gretig om die nuwe dag te begin. Pieter wag buitekant die hut met sy trop. Wil jy graag saam met die bokgeneraal na die berge toe gaan, vra haar oupa? O ja, asseblief, roep Heidi. Maar voordat sy kan loop, moet sy eers haar gesig in die groot vaatjie reënwater was by die deur van die hut. Alm gee Pieter 'n groot stuk kaas en brood. Jy moet die kind goed oppas, waarsku hy die seun. Die goue sonlig stroom oor die berghange en oral bloei die blomme rooi, geel en wit, soos hy die nog nooit gesien het nie. Hier teen die middaguur gaan die 2 kinders op die sagte gras sit en eet, terwyl Pieter vir Heidi die name van die bokke opnoem. Maar die mooiste van almal is darm Swaantjie en Beertjie, sê Heidi. Daardie aand, alleen in die houthut saam met haar oupa, vertel Heidi hom van die mooi dag. Daar was 'n groot arend, oupa, sê sy. En toe hy in die lug opvlieg, het hy geskree. Hoekom skree hy so hard? Die ou man se gesig word donker. Hy skree vir al die mense wat hulle lewens in die bedompige dorpe en stede daaronder sluit, saamgehok soos skape in 'n kraal, en die een kyk net hoeveel kwaad hy die ander kan aandoen, sê hy, en sy stem is ruw en bitter. 'n Rukkie is Heidi stil, maar dan sê sy weer, oupa, as die dag om is en die son word rooi, lyk dit asof alles brand. Waar kom daar die groot vuur vandaan?
Nou is die ou man se stem sag en teer. Dis die son wat die berge goeienag sê. En hy stort sy mooiste klere oor hulle uit, sodat hulle hom nie sal vergeet deur die lang nag nie. Dit stel die meisietjie tevrede, en sy dink nog altyd aan die groot rooi bal van die son, toe sy op haar hoë bed aan die slaap raak. Die somer gaan verby, en Heidi is so bruin gebrand, soos een van die pypbessies in die veld. Dit word herfs, en een oggend toe Heidi by haar venstertjie uitkyk, sien sy die sneeu verblindend wit oor die alm lê. Pieter kom nou selde daaraan, want in die wintermaande, as hy sy boktrop nie kan uitvat nie, moet hy skool gaan. Maar eendag bring hy 'n boodskap vir Heidi. My ouma sê jy moet kom kuier, Heidi, sê sy. Die volgende dag wikkel oom Alm Heidi warm toe. En toe skiet hulle in sy sleet in die berg af na die bokwagtertjie se huisie toe. Maar oom Alm wil niemand sien nie. Daarom laat hy die kind alleen binne gaan, terwyl hy terugstap teen die hang uit. In die klein bokwagterhuisie sit 'n jongerige vrou en naaldwerk doen, en in die ander hoek is daar 'n ou vroutjie by haar spinwiel. Heidi stap na die vroutjie by die spinwiel en sê, "Goeiedag ouma, ek is Heidi." "Die kind wat by hom Alm bly," sê die ou vroutjie met 'n bewerige stem, en sy vra die jong vrou, haar dogter, "Hoe lyk die kind, Bridget?" "Maar hier staan ek mos, ouma," sê Heidi. "Ek kan jou nie sien nie, my kind. Ek is blind." Ontsteld druk Heidi haar gesig in haar hande en sy roep uit, "O ouma, kan niemand ouma dan weer laat sien nie?" "Toe maar my kind," sê die ou vroutjie, "ek kan jou darm nog hoor, en jou vriendelike stemmetjie maak my hart baie gelukkig." Nou voel Heidi 'n bietjie beter, maar sy neem haar voor om haar oupa alles te vertel. Hy is so slim dat hy sommer maklik die ou vrou weer sal kan laat sien. En hy kan ook die vensterrame regmaak, sodat dit nie gedurig so ratel in die wind nie. Daardie aand by ete vertel Heidi vir hom Alm, "Oupa, môre moet ons 'n hamer en spykers vat en ouma se huis gaan regmaak. Daar is niemand anders wat haar kan help nie." Eers sê hom Alm niks nie, maar hy kyk net stil na die kind wat so met haar hele hart hom vertrou. En toe antwoord hy, "Goed Heidi, ons sal môre gaan." Die ou man hou sy woord, en hy doen sy werk so goed, dat selfs die kwaaiste stormwind nie die vensters en luike van die bokwagterhuitjie kan rondblik nie. Daardie winter gaan hy kort by die blinde oumaatjie kuier, en daar kom vreugde in die ou vroutjie se lewe. Dit is gelukkige jare vir Heidi en haar oupa. Totdat Diti een somerdag onverwags daar opdaag. Heidi is nou omtrent 8 jaar oud. Sy het Heidi kom haal, verduidelik Diti. Die ryk mense vir wie sy jare lank al gewerk het 'n verlamde dogtertjie, wat omtrent net so oud soos Heidi is. En hulle soek 'n maat vir die kind. Dis 'n wonderlike kans vir Heidi, want sy sal soos een van die gesin behandel word en 'n baie goeie opvoeding kry. Daar is nie 'n mens in die wêreld wat nie die hemel sal dank vir so 'n gelukslag nie, sluit Diti af. "Gee dit dan maar vir hulle," sê oom Alm kwaai, "want ek en die kind wil dit nie hê nie." Heidi is amper 8 jaar oud en sy kan nog nie eers lees of skryf nie, roep Diti verontwaardig uit. "Pak jou klere in, Heidi, en laat ons loop." Eers wil Heidi nie daarvan hoor nie, maar toe oom Alm woedend by die hut uitstap, praat Diti haar tog om. Want sy sê dat Heidi kan terugkom net wanneer sy lus het, en dan kan sy buitendien vir haar oupa en die blinde oumaatjie presentjies bring. Die lewe in 'n rykmanshuis is baie anders as oom Alm se houthuitjie. Daar is 'n tafelbediende en die lekkerste kos en 'n hoë sagte bed om in te slaap.
Maar nêrens is 'n klein venstertjie waar Heidi kan uitkyk na die groen en goud van die somerse vallei en die winters weer die wit sneeukleed met die dorpsliggies blinkend in die verte. Hier in die stad is daar voor Heidi se kamervenster net eindelose rye dakke en skoorstene, grou en droewig. Die hele lewe in die huis word beheer deur 'n streng huishoudster. En daar is reëls vir alles, om op te staan en te gaan slaap, om te eet en te loop en te praat en nie te praat nie. Heidi en die siek meisie kom goed klaar. Clara is 12 jaar oud en sy kon nog nooit loop nie. Oral waar sy wil gaan, moet sy met haar stootstoel oor die weg kom. Heidi is net die regte maat om 'n bietjie plesier en pret in haar somber lewe te bring. Maar Heidi is glad nie gelukkig nie. In die groot stad. Waar sy ook al kyk, sien sy net mure en vensters, koue sypaadjies in plaas van groen grasvelde, en 'n paar potplante in 'n vensterbank in plaas van die vrolike blomme weelde van haar geliefde berge. Daar kom te goeie dae ook, en Heidi leer lees. Haar kosbaarste besitting is 'n klein boekie met prente en stories oor diere en lewe ver weg van die stad en sy gewoel. Eindelik word Heidi siek van verlange. Sy wil glad nie meer die fyn kossies eet wat hulle vir haar voorsit nie. Sy is bleek en maar, en snags huil sy haarself in die slaap. Die huisdokter kom. Hy ondersoek die kind en vra haar dan uit. Hou jy van hierdie lewe, Heidi? Wil hy weet. Almal is goed vir my, en ek het Clara lief, antwoord Heidi. Maar is jy gelukkig, kind? Heidi kan nie antwoord nie. Was dit nie vir jou eensaam daar op die alm met net 'n ou man se geselskap nie? Vra die dokter. O nee, dis so mooi. En Heidi begin droewig huil, toe sy weer aan al haar goeie vriende dink, aan die bokke en haar klein strooibedjie onder kan die venster van waar sy die hele wêreld kan sien. Toe weet die dokter wat om te doen. Heidi moet dadelik terug na oom Alm toe, en daar sal sy weer gesond word. Clara is natuurlik baie hartseer, toe sy van Heidi afskeid moet neem. Maar haar vader beloof dat hulle volgende somer vir haar kan gaan kuier. Al die mooi rokke en klere wat hulle vir Heidi gekoop het, word in 'n mandjie koffer gepak. Daar is geskenke ook vir hom Alm, die ou blinde oumatjie en natuurlik vir Pieter, die bokwagtertjie. Eindelik is sy daar, blosend van geluk, haar oë weer helder, hardloop Heidi teen die bergpaadjie uit. Nou kan sy die hout sien, en op die bankie met sy pyp, net soos die eerste maal toe sy daar aangekom het, sit oom Alm heeltemal alleen. Oupa, roep Heidi, en sy storm in sy arms vas. En die ou man wat jare laas gehuil het, sy oë is nat van die trane. Heidi het weer huis toe gekom. 'n nuwe lewe begin. In die somermaande woon hulle nog daarbo in die berge, maar winters trek hulle af na die dorpe toe, waar Heidi saam met die ander kinders skool gaan. En niemand kan meer as dit van die lewe verwag nie. Nou toe, daar is die einde van nog 'n storie. Baie dankie dat julle saam met my geluister het. Like en subscribe asseblief, en volgende keer lees ons weer lekker saam.